Die Here moedig ons aan deur sy gees. Daarom moet ek en jy luistertye skep om die Here se inspraak in ons gees te hoor, om aangemoedig te word om beter Christene te word. Laat mense altyd beter agter as wat jy hulle gevind het. Julle, ons moet mekaar aancheer. Halleluja. Ons moet mekaar aanmoedig op hierdie pad. Behandel elke mens soos 'n 10 uit 10. Nie soos 'n 1 uit 10 en jy's 'n 3 uit 10 en jy's 'n 4 uit 10 nie. Elke mens wat jy hanteer is 'n 10 uit 10. Here, dankie dat ons net vanoggend in die teenwoordigheid kan instap, Vader. Dat ons hierdie massive voorreg het, Here, om U te aanbid, Vader. Here, wil vra, Here, dat U net sal vanoggend kom, Here, dat U sal regmaak wat gebreek is, Here, dat U verhouding sal herstel, Vader. Here, dat U sal werk in ons harte, Here, en dat U ons sal transformeer, Here, in die kerk wat U wil ons moet word, Here. Here, ek wil vra, Here, dat waar pastoor George nou die woord gaan bedien, Vader, dat dit veel vrug sal dra. Here, dat ons sal elkeen kan witness en kan testify van die werk wat U vandag begin het en wat U gaan volbring, Vader. Dankie, Here, vir U liefde, Here. Dankie vir die seën op ons gemeente, Vader. En dat ons elkeen wat hierso is, Here, nie onveranderd vanoggend hier gaan uitstap nie, Here, maar dat ons sal weet vandag was die begin van nuwe dinge. U is groot, Here, en ons loof en ons prys U wonderlike naam. Amen. Julle, ek het so 'n aanmoedigende woord vir julle en ek wil vanmôre met julle praat oor almal het 'n bietjie aanmoediging nodig. Is dit nie so nie? Elkeen van ons het so 'n bietjie aanmoediging nodig vanmôre. En Verdie is so reg, deur sy woord vanmôre kom moedig hy ons aan en sê wees sagte grond vir die Heilige Gees. Wees sagte grond vir die Heilige Gees en vir die saad van die woord. Nou ek weet nie van julle nie, maar die jaar trek nou lekker lank, né? En nou voel partykeer so in die oggendjie opstaan alweer maandag. En ek moet nou weer die week vat. En vir sommige van julle was dit 'n tawe jaar gewees, moeilike jaar gewees. Voel so 'n bietjie gekneus. So 'n blou kolletjie hier en 'n stikkende plekkie daar en in die lewe het jy so 'n bietjie gerol hierdie jaar, hè? As jy so terug dink jy, okay, ek is hier, maar hy het my bietjie gerol. Van ons hou nog redelik spoed, maar van ons het dalk langs die pad so 'n bietjie begin sê, joh, ek het so 'n bietjie begin fokus verloor. Ek het begin spoed verloor. En dalk ervaar jy dit in klein goedjies, soos byvoorbeeld jou Bybel lees. Jy ervaar skielik, my Bybel lees is net nie meer op datum. Ek skiep. Ek mis 3 dae en lees ek 'n bietjie en jy kom agter maar ek mis bid. Ek begin my tydjies met die Here mis. Ek skiep. Skielik kom jy agter maar ander goed wat eintlik nie regtig prioriteit is nie, begin prioriteit kry en my lewe hardop so bietjie skeef. En dalk in jou huis waar jy so getrou dalk gesê het, kom ons bid saam as 'n huwelikspaartjie, daai goeie gewoonte wat jy begin het, dalk net bietjie agteruit gegaan in die jaar. Huisgodsdienst het so bietjie een kant toe gegaan en jy het net so bietjie ou patrone van 2024 wat jy beloof het 1 Januarie 2025 gaan nooit weer terugkom nie. Skielik kom jy agter net die goedjies is weer terug. 2024 is weer by my. En dit voel net so, ja, ek het so bietjie net moeg geraak, ek het so bietjie fokus verloor, ek is nie waar ek moet wees nie. Maar in sulke tye moet ons weet, dat ons het mekaar se aanmoediging nodig. En dat ek en jy nie alleen hierdie pad kan hardloop nie. Ek het jou nodig om my aan te moedig, en jy het my nodig om jou aan te moedig, om hierdie geestelike pad te hardloop, om die pad van Jesus te loop, As iemand vir jou gesê, dis altyd 'n maklike pad, het vir jou gejok, daar's wonderlike oomblikke, maar dis nie altyd maklik nie, ons het regtig mekaar se aanmoediging nodig. Nou in 2 Korintiërs 1 vers 1, is daar hierdie pragtige gedeelte oor aanmoediging, wat vir ons geskryf is. En kom ons lees daar van vers 2 af, 2 Korintiërs 1 vanaf vers 2. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus.
Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm. Die ou vertaling of die ander vertaling sê, die Vader wat barmhartig is, en die God wat in elke omstandigheid moed gee. Let mooi op hierdie twee eienskappe van God. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. En ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Want net soos daar vir ons 'n oorvloed van lyding is ter wille van Christus, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. As ons dus in beproewing kom, is dit om julle te bemoedig, sodat julle bemoedig en gered kan word. As ons bemoedig word, is dit om julle te bemoedig en te versterk, sodat julle met geduld dieselfde lyding kan verduur wat ons ook verduur. En wat julle betref, het ons 'n vaste verwagting. Ons weet dat net soos julle saam met ons deel het aan die lyding, julle ook deel het aan die bemoediging. Ons wil hê broers, dat julle moet weet wat die moeilikhede is wat ons in die provinsie Asië ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan. Sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Trouwens, dit het vir ons gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is, maar dit het gebeur sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek tot die lewe. Dit is hy wat ons uit so groot doodsgevaar gered het en ons weer sal red. Daartoe werk julle mee deur vir ons te bid. So sal die gebede van baie 'n seën van God vir ons bring. En dan sal baie hom vir ons dank. Hierdie stuk vertel hoe God is, twee wonderlike eienskappe wat die Here het. Hy's die God wat ontferm. Die Bybel sê hy is barmhartig. Hy gee om vir jou. En ek weet baie keer laat die lewe ons voel asof ons nie geliefd is nie, maar die Bybel leer ons dat God staan nooit koud teen jou nie. Sy hart is nooit afsydig teenoor jou nie. Hy het 'n sagte plek vir jou in sy hart. Hy is die God wat ontferm. En dan is die lewe soms hard en onregverdig. Al is omstandighede partykeer kliphard. En al is mense partykeer hard en onredelik. God is nie so nie. God is 'n God wat ontferm. Hy het 'n sagte hart vir jou. Jy is sy skepping. Hy het jou gekoop met die bloed van Jesus en hy voel baie sag oor jou. En ek en jy moet dit glo dat God baie sag oor ons voel en dat hy ons baie liefhet. As jy nie daai wete het nie, sal die lewe vir jou te moeilik raak. Sal die lewe vir jou te moeilik raak. Jy moet altyd weet, die lewe is nie regverdig nie en die lewe is soms hard en dinge gebeur wat ek baie keer nie verstaan nie, maar een ding is seker, God het my lief. Kan ons amen daarop sê? En dit gee die lewe sin en betekenis. Hy is ook die God wat bemoedig. Hy het my nie net lief nie, maar hy doen iets. Hy bemoedig. En hoe doen hy dit? Hy doen dit deur sy gees. Johannes 14 vers 16 sê Jesus, en ek sal die Vader bid en hy sal vir julle 'n ander trooster gee. Nou daai woord trooster word ook vertaal met helper, of dit kan ook vertaal word met bemoediger. Dis die ander woord vir daai Griekse woordjie. Ek gaan vir julle 'n ander bemoediger gee om by julle te bly tot in ewigheid. En die Here bemoedig ons, bekragtig ons met sy gees. Sy gees is elke tree van my lewenspad by my, elke dekade van my lewe, in my tienerjare, my 20s, my 30s, my 40s, my 60s, my 70s, tot op daai dag dat ek my oë toemaak en my laaste asem op aarde haal. En dit is so belangrik om te weet, die Heilige Gees is getrou saam met my. Waar hierdie spesifieke Griekse woordjie vandaan kom, in die Griekse tye het hulle maratonne gehardloop. Ja, die ouens was nie net vandag nie lekker nie, was daai tyd klaar nie lekker nie, hulle het maratonne gehardloop. En dan het hulle hierdie maratonne gehardloop, en dan 'n sekere gedeelte het daar 'n ou vir hulle gestaan en wag. En sy naam was die Parakletos, en hy het vir hulle gewag. En dan het hy saam met hierdie atleet gehardloop, want hy het nou die pad geken vooruit. Hy weet waar's die bulte, hy weet waar is dit afdraande, waar's dit styl, waar's daar 'n rivier, waar moet ou versigtig wees, waar's die pad 'n bietjie skuins, en waar's die klippe los. Hierdie Parakletos, dit was die begin van hierdie Griekse naam, wat saam
met hierdie marathonatleet gehardloop het. Hierdie bemoediger. En hy het saam met hierdie ou gehardloop en hy het gesê, "Toe, maar is nie meer ver nie. Hier om die draai, daar oor die bult, dan is ons by die wenpaal." En hierdie Parakletos het saam gehardloop. En so hardloop en loop die Heilige Gees saam met ons. Is dit nie 'n wonderlike Heilige Gees nie? Elke tree van die pad. En hy wil in jou influister, in jou gees influister en sê, hou aan. Hy wil jou bemoedig en hy wil vir jou sê, hou jou oë op die wenpaal, hou jou oë op Jesus. Jy kan beter doen in hierdie omstandighede, jy kan vasbyt, jy gaan nie deurkom, God gaan jou deurdra. En daarom moet ek en jy as kind van die Here luistertye in ons lewe skep. As ek en jy net altyd te besig is te hardloop en ons skep nooit tyd vir die Gees van God om met ons te praat nie, gaan ons nie hoor nie. En daarom luistertye is belangrik. En luistertye is 'n interessante ding wat baie van ons, omdat ons dit nog nooit beoefen het nie, moet inoefen in ons lewe. Ons moet dit inoefen. So, die goeie manier om dit in te oefen is, kry 'n boek of begin op jou selfoon dit in te tik. Maar dan luister jy. Dan sê Here, ek is hier vandag en ek wil graag net hoor wat hy vir my wil sê. En dan bly jy stil, dan wag jy. En dan tel jy op in jou gees wat die Here vir jou sê. 'n Goeie manier om te begin is om in die eerste persoon te begin, is om te sê, waar God direk met jou praat. My kind, ek wil vandag vir jou sê. En dan doetjie, en dan wag jy. My kind, ek wil vandag vir jou sê. My ervaring is, en baie mense wat hier onder julle sit, sal die volgende vir julle sê, daar sal oomblikke wees dat God streng met jou praat en jou vermaan, want hy wil die beste vir ons hê. So sy vermaaning is in liefde. Maar meerentyd het ek beleef hoe die Here vir my sê dat hy my liefhet. Ek hoor my hemelse Vader se stem. Hierdie influistering van die Heilige Gees wat vir my sê, ek sien raak. Ek verstaan en ek is by jou. En dan is daar natuurlik oomblikke wat hy sê, ek kan mooier met jou vrou praat. En dan, Here sien dit, hy sien dit nooit oor nie. En hy moedig jou aan. Maar om luistertye te skep en om die aanmoediging van God te hoor, is 'n wonderlike ervaring. Want die Heilige Gees is die Parakletos, die een wat saam met jou hardloop. En wat vir jou sê, pas op vir die klippe. Hou net uit. Jy's amper daar. Jy's amper by die wenpaal. Hou net aan. Dis die aard en die karakter en die persoonlikheid van ons Skepper om aan te moedig. Dis wie hy is. Hy wil hê jy moet wen. God se plan, vir nie een van ons wat hierso sit vandag in hierdie gemeente, so bly om julle so baie te sien vandag, is nie vir een van ons dat die duiwel ons moet platloop en dat ons moet verloor nie. God het 'n wenplan vir ons. Jy kan hard halleluja sê. Halleluja. Dis nie God se plan dat jy platgeslaan moet sit langs die pad nie. Hy is jou grootste aanmoediger. Ek het baie keer skaam vir 'n kind op 'n rugbyveld gekry soos sy pa skree. Dink ek, hoe bly my pa het nie so geskree toe ek rugby gespeel het nie, né? Maar kan jy jou pa hoor in die paviljoen vandag? Wat vir jou sê, jy kan my dogter. Ek's by jou. Jy kan dit doen. My broer, kan jy hoor vanmôre hoe die Here vir jou aanmoedig en sê, ek's by jou, my gees is by jou, hardloop. Ek is by jou, hy moedig jou aan. En ons lees in die Ou Testament van 'n man Joshua, toe Moses dood is, en hierdie ou moet hierdie geweldige skoene vol staan van Moses. En die Here moedig hom aan. Hy begin, sy intree met Joshua is bemoediging. Hy sê vir hom, Joshua, in Joshua 1 vers 5, solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade. Kan jy dink die Here praat so met 'n man? En hy sê vandag vir jou, God sê dit vir jou, wees sterk man, jy gaan dit doen. My krag is by jou, my gees gaan jou help. Hy sê jy moet hierdie volk die beloofde land in besit laat neem wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Hy sê wees veral sterk,
En baie vasberade in die uitvoering van die wet, wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie, dan sal jy voorspoedig wees net waar jy gaan. Hoor jy vandag die aanmoediging? Hoor jy die Here wat jou aanmoedig? Hoor jy partykeer hoe die Here vir jou sê, mooi so, hou aan. Baie keer sal die Here sê, nee, moenie nou gaan sit nie, jy kan nie nou sit nie. Jy moet opstaan, jy moet vasbyt. My gees help jou. Die Here moedig ons aan deur sy gees. Daarom moet ek en jy luistertye skep om die Here se inspraak in ons gees te hoor, om aangemoedig te word om beter Christene te word, om harder te hardloop, om vir die Here uit te styg, om God se plan ons in te maak, om alles te word wat die Here wil hê ek moet wees. Ons moet ook luister na die woord, want die Here moedig ons aan deur sy gees se inspraak, maar ook deur sy woord. Nou die woord het 'n kragtige effek op my en jou. 1 Tessalonisense 2 vers 13 sê, daarom dank ons God sonder ophou dat, toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Die woord is nie net 'n klomp mooi idees nie, 'n klomp mooi gedagtes nie. Die Bybel sê die woord werk in ons. En wanneer ek die woord in my gees inneem, is daar 'n goddelike werking in my. Dit maak my sterk, dit moedig my aan, dit maak dat ek volhard op hierdie pad. Daarom moet ek tyd maak om die woord te lees, en nie net oppervlakkig te lees nie, maar regtig te bestudeer en te bedink en dit in my gees in te bou, want die Here wil my bemoedig. Die Here wil my bemoedig deur sy woord. Daarom kind van God moet nooit onderskat die bemoediging wat jy uit die woord van die Here kry nie. As jy nou 'n ontmoedigde kind van God wil wees, op Bybel lees. Jy sal ontmoedig word deur die omstandighede. Elke ding wat in hierdie wêreld gebeur, in die wêreld rondom ons het hulle kompas verloor. Maar ek en jy kan by die Here hoor uit sy woord, en die Here kan ons bemoedig, en hy kan ons sterk maak vir dit wat voor lê. Nou nog 'n manier hoe die Here ons aanmoedig, nie net deur sy gees nie, nie net deur sy woord nie, maar ook deur mense. 2 Korintiërs 1 vers 4 sê, in elke moeilikheid bemoedig hy ons, daarom kan ons ook ander bemoedig. Wat in allerlei moeilikheid verkeer. God wil jou gebruik om te bemoedig. Die Here het jou deur goed laat gaan, jy het goed ervaar, en jy het die bemoediging van God ervaar, en nou kan jy ander mense bemoedig. Ek dank die Here in my lewe, dat mense my bemoedig het, op strategiese plekke in my lewe, toe het my gevoel het, dis te swaar hierdie, ek gaan nie deurkom nie, toe ek hartseer beleef het, en vrae gehad het, dat mense jou bemoedig het. Toe jy gevoel het, jy wil so 'n bietjie spoed verloor, dat mense jou bemoedig en sê, nie nou tyd om spoed te verloor nie, is nou tyd om harder te hardloop. Ek en jy is God se instrument. Dis van die grootste werk wat jy vir die Here kan doen op aarde, is om iemand te bemoedig. Ek dink die grootste werk is om te getuig, en mense van Jesus te vertel, om ons sending opdrag uit te leef, maar ek dink baie naby daaraan is bemoediging. Om te bemoedig. Dis een van die kragtigste wapens in die arsenaal van die kerk van die Here, is die wapen van bemoediging. Dit verbreek die houvas wat die duiwel op mense het, wat mense voel hulle kan nie en hulle is nie goed genoeg nie. Die wapen van bemoediging, want ek en jy dra so die Here se hart, ons Vader wat bemoedig, se hart uit na mense toe. Hy's 'n bemoediger. Nou hoe kan ek hierdie bemoediging uitleef, hierdie aanmoediging uitleef teenoor ander mense? Nommer 1, ek moet kies om 'n bemoediger te wees. Dit moet 'n keuse maak. Dit moet 'n lewensingesteldheid wees wat ek het, is om te sê, dit is hoe ek gaan lewe. Dis hoe ek gaan lewe. Ou Dr. Moller, wat hierdie kerk se leier was, baie jare terug, het altyd gesê, laat mense altyd beter agter as wat jy hulle gevind het. Laat mense altyd beter as wat jy hulle gevind het. Dis 'n ingesteldheid. Elke mens wat op my pad kom vandag, gaan ek beter agterlaat. Elke mens. Dis my goddelike roeping wat ek omhels in my lewe. Ek gaan mense nie slegter agterlaat nie, maar gaan hulle beter agterlaat. Kind van God of nie kind van God nie, ek gaan hulle beter agterlaat. Hebreërs 10 vers 24 sê, laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos partyse gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate
julle die oordeelsdag sien nader kom. Omsien is 'n baie interessante woordjie. Julle moet na mekaar omsien. Dit is om op te let, om fyn op te let wat rondom jou aangaan. Die Bybel sê, ons moet oplettend op my broer en my suster rondom my wees. Ek moet oplettend wees, mense in my lewe, wie se skouers begin hang. Jy sien dit subtiel. Jy begin tussen die lyne te luister wat mense sê. Jy sien mense se oë, die glinster gaan weg. Jy sien mense begin sleepvoet loop. Jy sien mense begin wegraak net by die kerk. Hulle raak net weg. En jy is bekommerd, maar jy let op. Jy let op wat aangaan. Jy sien mense is onder 'n aanval van die bose. Moenie dink die bose val nie mense aan nie. En jy sien, daai mense is 'n teken vir die vyand. En jy kom agter, iets is nie lekker nie. Jy begin oplet. Mense begin net bietjie dryf. Maar jy let op. Jy let op dat iets is verkeerd. Nou sê die Bybel, om te sien beteken om op te let. Dit beteken om so om te gee, dat ek toetree en dat ek aanmoedig. Dat ek sê, kom, ons kan beter. Die Here het 'n plan met jou lewe. Kom ons byt vas. Kan ek saam met jou 'n bietjie gesels en ons stap hierdie pad saam met mense. Want daar is mense, soos Paulus skryf in vers 8, wat dinge verduur wat ver bo hulle kragte gaan. Amen. Ver bo hulle kragte gaan. En ek en jy is nie net op ons eie belang ingestel nie. Partykeer net 'n vriendelike handdruk en 'n kyk in die oog om te sê, ek so bly saam met ons vandag. Het jou lanklaas gesien, maar is goed dat jy hier so is. Wonderlik, is 'n kragtige wapen in die hand van die Here. Hoekom doen ons dit? Want ons is met ernstige goed besig, né? Paulus skryf in Hebreërs, baie mense sê hy het nie Hebreërs geskryf, dit maak nie saak wie dit geskryf nie, maar Hebreërs 10 vers 25 sê, des te meer julle die oordeelsdag sien naderkom. Daar gaan 'n dag kom dat jy voor Christus gaan staan. Daar gaan 'n dag kom. Daar gaan 'n dag kom dat jy voor die lewende, verreëse, verheerlikte Christus, die Here van die Here en die Koning van die konings gaan staan. En dat jy verantwoording vir jou lewe gaan doen. En daar gaan niemand wees nie, dit gaan jy en Christus wees. En die Bybel sê, ons moet mekaar aanmoedig, want daai dag kom. En ek wil jou aanmoedig, en jy moet my aanmoedig, dat as ons daar staan, dat ons hoor, mooi so goeie en getroue diensknegt. Maar ek kan nie alleen dit doen nie, ek het jou nodig, en jy het my nodig, want dis ernstige goed waarmee ons besig is. Maar die waarheid van die kerk is 'n aanmoedigende familie, 'n aanmoedigende gemeenskap. Ons is mekaar se grootste aancheerders, né? Kom aan, vat hom. Ons moedig mekaar aan. En hoor jy moet jou man aanmoedig. Kom my man, hardloop die reisies, my vrou, kom, hardloop my kind, jy kan dit doen, papa, mama, dankie, moenie nou moeg raak nie, jy het so lank goed uitgehou, moenie nou spoed verloor nie. Want die duiwel gebruik enige ding in die wêreld om jou spoed te laat verloor. Hy gebruik 'n ontakvolle Christen. Hy gebruik 'n situasie. Hy maak van 'n mol so op 'n berg. Julle weet mos, hy's goed daaraan. En goed gebeur, jy is teleurgesteld, en 'n gebed word dalk nie beantwoord soos wat jy dit wou gehad het nie, en dinge werk nie uit soos wat jy dit wou gehad het nie, en jy is ontmoedig. Maar ons moet mekaar aancheer en sê, hardloop. Ek dink altyd, ek het mos een Comrades gehardloop. Gelukkig het niemand ooit geskree, hardloop Vetty nie, maar dan sou ek hulle geslaan het, né? Maar ek is alright, hulle kan dit ook geskree het, né? Maar dit is, julle, ons moet mekaar aancheer, halleluja, ons moet mekaar aanmoedig op hierdie pad, ek dink dis een van die wreedste dinge wat ons kan doen, is om mekaar nie aan te moedig nie. Ons almal het 'n uitdaging vandag, ons almal het die Here nodig, en die Here wil jou gebruik in 'n aanmoedigingsproses. Los mense beter as wat jy hulle gekry het. Laat mense waardevol voel asseblief. Moedig hulle aan. Die wêreld het 'n manier om mense af te breek. Veral geringe mense word afgebreek in ons samelewing. Moet nooit 'n geringe mens geringskat nie. Is dit nie so nie? Nooit swak behandel nie. Ons gemeente is 'n gemeente wat mense optel. Almal van ons. Pastor Jacques preek altyd so mooi, hy sê, sit 'n 10 op mense se kop. Behandel elke mens soos 'n 10 uit 10.
Nie soos 'n 1 uit 10 en jy's 'n 3 uit 10 en jy's 'n 4 uit 10 nie. Elke mens wat jy hanteer, is 'n 10 uit 10. Dis hoe ons met mense werk. Dis hoe ons mekaar aanmoedig, is om mekaar waarde toe te ken. Ons almal respekvol te hanteer, om mekaar waardig te hanteer. En pas op tog. Veral ons linkerbrein ouens wat analitiese denkers is, dit 'n groter uitdaging op hierdie gebied. Want julle liefdestaal is om dinge reg te maak, om foute uit te wys. Dis net wie julle is. Dis hoekom jy 'n boekhouer en 'n ingenieur en al hierdie jobs het, né, want jy maak foute reg. Maar baie keer het linkerbrein mense hierdie geneigtheid om op die foute te konsentreer. Want dis nie dat jy sleg bedoel nie, jy wil help, jy wil beter maak. Maar partykeer wys jy so baie op mense se fout dat hulle skoon moedeloos raak. En linkerbrein mense het nogal 'n groter uitdaging om te fokus op nie die kolletjie op die papier nie, maar op die papier. Die linkerbrein sê, "Wat soek jy die kolletjie hierso?" En baie keer as iemand heeltyd op jou kolletjie wys, verloor jy spoed. En ons moet mekaar begin aanmoedig en sê, ek sien raak wie jy is en wat jy kan word in die Here. En moenie net foutvinderig wees heeltyd nie. Weet julle, jare terug was daar 'n skrywer gewees, baie van julle het al sy boeke gelees, William Barclay. 'n Wonderlike skrywer gewees. En hy het gesê, een van die hoogste verantwoordelikhede van 'n Christen is om ander te bemoedig. Dit is maklik om mense se ideale uit te lag. Dit is maklik om koue water op ander mense se geesdrif te gooi. Maklik. Ja, dit is maklik om mense te ontmoedig. Daarom is die wêreld vol moedelose mense. Mense wat ander bemoedig en aanmoedig is daarom lewensnoodsaaklik. En dit is Christene se plig om sulke mense te wees. 'n Enkele woord van lof of dank of waardering of humor het al talle mense op hulle voete gehou as hulle knie wou knak. Geseënd is hulle wat sulke mooi woorde uitdeel. Mag ons mense op hulle voete hou. Kan ons net hande klap gee vir mekaar vandag wat saam in die kerk is hierso. Ons moet opbouende woorde sê, Spreuke 18 vers 21 en ek is besig om klaar te maak. Dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. Het is wonderlik om hierdie lewegewende woorde by mense te hoor wat jou hart opbou, woorde van dank en woorde van waardering is baie spesiaal. Is baie spesiaal. Julle weet, 'n huwelik floreer op mooi woorde. Mooi woorde. Wanneer mooi woorde in 'n huwelik opdroog, dan droog die liefde ook op. Moet nooit die krag van mooi woorde onderskat nie, wat uit jou hart uitkom, vir mense dit te sê nie, vir daai kosbare vrou, vir daai kosbare man wat die Here jou gegee het. Dit bring 'n band, wanneer jy mooi woorde hoor. Baie mooi. Ek spot baie keer oor my bou en my lyfie, en dan sal my vrou baie keer vir my sê, ag, jy is nie so vet nie, my man. En dan dink ek, jy is die beste ding op aarde, jy weet. Julle weet, wanneer ons oor woorde dink, en jy wil iemand regtig gaan bemoedig, wil jy nie partykeer 'n bietjie gaan bid oor 'n persoon nie, en sê, Here, gee my 'n woord vir iemand. Ek wil iemand gaan bless met 'n woord uit die hart. En gaan ontvang 'n woord by die Here, wat jy vir iemand kan gee. Julle is kosbaar om dit te doen. Dit kan baie keer uit die Bybel wees, maar ook 'n gedagte wat God in jou hart geplant het, om vir iemand te gee. En dan natuurlik bid vir mense. Dis 'n wonderlike ding om vir mense te bid, maar om saam met hulle te bid, is baie spesiaal. Paulus skryf in vers 11 in hierdie gedeelte, hy sê, julle bid en dit gaan 'n seën bring, en baie mense gaan God dank daarvoor. Maar is wonderlik om saam met 'n vriend te kniel. Daar's wonderlik, dit is kosbaar om saam met iemand die knie te buig, en vir iemand te gaan bid, en dis ek kom jou net seën in die naam van die Here. Ek wil hê jy moet 'n gewoonte aanleer, om so nou en dan, net saam met 'n broeder, 'n suster, 'n vriend, 'n medegelowige te gaan bid, en te kniel, en te sê, ek wil saam met jou kom bid. Moet dit nie nalat nie. Jy sal nooit weet wat dit beteken, om saam met 'n medegelowige te kniel, en net sê, Here, ek roep U aan vandag vir my vriend, ek roep my aan vir my vriendin, en ek bid dat die hand van die Here op hierdie persoon sal rus. Daar's 'n kragtige werking van God, wat daar losbreek. Daar's 'n man in die Bybel, en sy naam was Barnabas gewees.
En hy leer ons dat woorde moedig aan, maar hy leer ons ook dat wanneer ek gee, moedig ek aan. Ek onthou in my lewe, was daar 'n paar sleuteloomblikke gewees, waar ek die Here nodig gehad het finansiëel. En hoe die Here sekere mense in my lewe gebruik het, om op 'n strategiese oomblik iets vir my te gee. Ek dank God dat ek ook in my eie lewe, en daar gaan my een Robyn het my kroon wat ek nou sê, die Bybel sê mos as jy voor mense gesê dis dit werk, maar ek praat dit om julle aan te moedig. Waar ek gesien het hoe 'n gawe vir iemand so baie kan beteken. En iemand op die voorvoet sit. En baie keer moedig ons mense aan, nie net deur woorde nie, nie net deur 'n gesindheid nie, nie net deur 'n gebed nie, maar ons moedig mense veral aan deur te gee. Kom ons lees van Barnabas in Handelinge 4 vers 34. Nie een van hulle het gebrek gely nie, want die wat grond of huise besit het, het dit verkoop en op die verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en dit vir die apostels gegee. Dit het dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Josef, 'n Lewiet wat op Siprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is, want dit beteken iemand wat mense moet inpraat. Hy het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. Hierdie man was 'n bemoediger in sy woorde, maar hy was meer as 'n bemoediger met sy woorde. Hy het ook gegee. En jy sal nooit weet wat dit beteken wanneer jy dalk vir iemand 'n sitkamerstelletjie koop nie, of 'n bed. Maar ons moet luister na die Heilige Gees, want die nood om ons is in 'n see van nood op hierdie oomblik. By elke robot staan mense, oral staan mense. Dit voel vir jy verdrink in 'n see van nood vandag. Maar ek en jy moet die Heilige Gees hoor en sê, waar moet ek help, Here? Want ek kan nie oral help nie en jy kan nie oral help nie. Maar ek en jy moet weet, ek en jy die vermoë om mense op die voorvoet te sit. Om dalk vir hulle R1000 te gee, of meer of minder. Dalk vir hulle 'n karretjie wat nie meer gebruik word nie, te gee. Om dalk 'n paar maande hulle huur te betaal. Of om 'n geyser wat gebreek het, reg te maak. Ek en jy sal nooit weet hoe dit die waardigheid aan 'n gesin teruggee nie. En hoe ons mense op die voorvoet sit nie. En as jy ekstra het in die maand, en jy het ekstra in die jaar, mag jy altyd 'n vrygewige mens wees. Want vrygewige mense bemoedig. Dit sê vir iemand in die donkerste van oomblikke, God het jou nie vergeet nie. En mag ons sagte hart hê. Want ons saai, ons strooi nie rond in bond en gee sommer net voor die voet nie. Nee. Jy dink mooi voor jy gee en hoe jy gee, want jy wil gehoorsaam wees aan die Here. Ek wil afsluit met 'n baie mooi verhaal wat ek raak gelees het. Ek is so bly ek het hierdie verhaal raak gelees. Dit het my hart so diep geraak. En ek wil afsluit met hierdie punt van moet nooit onderskat wat die rimpel-effek gaan wees van jou daad van bemoediging nie. Of dit nou is deur 'n aanmoedigende woord, of dit nou is net deur 'n liefdeshandskud of 'n vriendelike drukkie, of dit is om te gee of dit is om te bid, moet nooit die rimpel-effek in die koninkryk van God onderskat wanneer jy 'n daad van bemoediging doen nie. Ek lees hierdie verhaal van 'n meisie, 'n klein dogtertjie, haar naam was Hattie Wyatt en sy het in die VSA gebly. En in daardie tyd was daar verskriklike armoede in Amerika gewees. En die dogtertjie het buite by die kerk gestaan en die kerk was vol en die sonnaarskool was al vol en sy het verslete kleertjies gehad en sy was baie arm gewees. Kom uit 'n baie arm familie uit. En sy het daar gestaan en sy het gehuil want sy wou graag sonnaarskool toe gaan. Maar dit was so vol, daar was nie plek vir haar gewees nie. Die dominee Conwell, het daar verby gesien die dogtertjie wat daar staan na buite, was baie mense, was regtig nie plek vir almal gewees nie, almal kon nie inkom nie. Julle kan self die storie gaan lees, ek gaan nou vir julle sê wat die storie se naam is. En hy het by haar gekom en hy het gesê, hoekom huil jy? En hy het gesien,
Haar klere is stikkend en verslete. En hy het haar gevat en hy het sê kom, oom gaan jou kinderkerk toe vat. Ek gaan jou sonnaskool toe vat. En hy het haar gevat. En sy was diep geraak gewees deur hierdie gebaar wat aan haar getoon was. En sy was diep geraak. En sy daai hele nag as 'n klein dogtertjie het sy wakker gelê en gedink aan al die ander kinders by daai sonnaskool wat nie plek het om sonnaskool toe te kom nie. 2 jaar later het die dogtertjie ernstig siek geword en sy het gesterf. En hierdie Dominee Conwell is ontbied. En toe hy kom en hulle het hom gevra om die begrafniswaar te neem, het hulle vir hom 'n klein beursie gegee. 'n Stikkende beursie. En daar was 57 pennies binne gewees. En in daardie beursie was daar 'n briefie gewees wat in kinderskrif geskryf was. Hierdie geldjie is om die klein kerkie te help, om iets groter te bou, sodat meer kinders daarna toe kan gaan. Hulle sê vir 2 jaar lank het hierdie kind aan hierdie 57 pennies gespaar, sodat hulle 'n groter sonnaskool kan bou. Dominee Conwell het die kerk daarvan vertel en die koerante daarvan gehoor. En die proses is in die gang gesit. Iemand wat baie grond besit het 'n bydrae begin maak en julle kan die storie gaan lees. Die storie se naam is 57 pennies. En daar's toe 'n groot kerk gebou wat 3300 mense kan sit. The Temple Baptist Church. Daar's ook 'n Temple University begin. Daar's ook die Good Samaritan Hospital begin as gevolg van 'n dominee wat 'n kindjie net bemoedigend gehelp het om in 'n sonnaskooltjie te kom. En 'n geweldige proses is in die gang gesit. Vandag in hierdie kerk is haar fotootjie daar in die ingangsportaal en ook Dominee Conwell sinne. En 54 van die 57 pennies is blykbaar ook daar in die voorportaal by hierdie kerk. Die rimpel effek wat jy gaan veroorsaak deur iemand te bemoedig, kan onberekenbaar groot wees. Halleluja!